baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak. Geniet jy ook nog dit om radio te luister? Ek kry nie so baie tyd om radio te luister nie en ek is nooit baie lank op een plek nie, maar ek moet vir jou sê, wanneer ek in my kar klim, is dit vir my heerlik om die radio aan te hê en som net te luister na die een of ander radiostasie. Maar deesdae is dit ons nou maklik om by 'n stasie uit te kom. Jy druk net daai search knoppie en hy soek vir jou die beste golflengte of die beste stasie en daar luister jy baie lekker. Maar onthou jy nog hierdie, dalk vir ons ouer mense, onthou jy nog die draadloos? Want as jy hom aansit en hy's nie ingestel nie, dan sit net hierdie suising. Onthou jy dit nog? Maar dan moet jy mos nou gaan en jy moet die stelknop draai. Daar's hy, totdat hy op die regte stasie is en dan kan jy luister. Maar totdat hy op die regte stasie is, dan hoor jy net hierdie suising. Dis die shhh, né? Ek dink ons onthou dit. Dit het my baie laat dink aan Johannes 10. Johannes 10 vers 27, daar staan, my skape luister na my stem. Ek ken hulle en hulle volg my. My skape luister na my stem. Baie keer is ons nie lekker ingestel op die stasie van die Heilige Gees nie. Ons weet God praat met ons, hier hoor ons, hier sê die woord, my skape luister na my stem, maar partykeer is daar vir ons bietjie van 'n steurnis. En ons hoor nie mooi die suiwer stem van die Heilige Gees nie. Natuurlik kan ons nou daaroor baie dink en ek wil jou sommer uitdaag om in jou eie lewe te gaan vra, wat is dit wat hierdie steurnisse veroorsaak? Miskien jou eie kop, miskien jou eie gedagtes. Ons eie gedagtes is baie keer so vol van ons eie wil, dit wat ek wil hê en soos wat ek die dinge wil laat uitwerk, dat dit alles wat ek hoor, veroorsaak bietjie 'n suising in ons gedagtes. Dit kan ook wees die verwagtings van die samelewing. Die samelewing verwag, ek moet so en ek moet sis en ding moet so uitwerk. Daar's 'n verwagting van die samelewing wat ook 'n suising kan veroorsaak. Partykeer is daar ook mense wat hard in ons oor praat en sê, jong, jy moet dit doen. Onthou jy die ding van, wat sal die mense sê? He? Iets wat steurnisse veroorsaak. Maar as ek en jy ons radio, ons lewensradio wil instel op die Heilige Gees en die stem van God wil hoor, sodat ons hom kan volg, dan is daar sekere goedheid wat ons moet doen. Ag, en ek dink sommer net aan Jesus. Die eerste ding wat Jesus paar keer gedoen het, hy het gaan stil word. Hy het gaan stil word as hy regtig ingestel wil wees op sy Vader. Ek dink stil word is moeilik deesdae. Dit is amper besig om uit te sterf. So vir ons is stil word nie so maklik nie, maar ons moet weer leer om stil te word. Volgende ding wat ons moet leer, is ons moet leer om te kyk wat is daar wat skeiding maak tussen my en God. Baie keer laat ek goedheids toe wat so hard in my lewe praat dat ek hom nie kan hoor nie. Die ander ding is, ons moet vir die Heilige Gees vra, Heilige Gees, gee my 'n onderskeidingsvermoë, sodat ek kan onderskei tussen u stem en my stem. U stem en mense se stem. Gee my die vermoë om te kan onderskei. Ek is redelik seker baie van ons sal sê, ek wil die Here dien, ek wil hom volg, maar om dit te doen, moet ek eers sy stem hoor
En daarvoor moet ek ingestel wees op die stasie van die Heilige Gees. 'n Baie groot dankie aan die Smith Auto Groep in Bloemfontein wat die Lewe met 'n Rede bediening help moontlik maak.